Welkom terug by die groot ontbyt. As jy bekommerd is oor wat gaan gebeur met jou digitale nalatenskap as jy dalk moet aanbeweeg, luister mooi, want Kim Geldnys van Snyman die Jager Prokureurs is hier by ons môre. Ons praat oor daai digitale goederes in jou lewe wat in jou testament moet bevat word en jou aanlyn nalatenskap. Ek weet, almal bekommer nou. Môre, hoe gaan dit? Môre, julle goed en self. Dis lekker om hier te hê. Dankie Kim. Kim, kom ons praat eers vir die van ons wat wonder, wat beteken 'n digitale nalatenskap? Ja, so ons is tans in 'n absolute digitale era, as ek dit so kan stel. En ek dink as jy daaraan dink, jou digitale bates het egter nou 'n ekstra element geword van boedelbeplanning. So basies digitale nalatenskap is die bestuur en die berging van jou aanlyn teenwoordigheid, om dit in maklike terme te stel. So dit sluit in, maar is nie beperk tot jou sosiale media rekeninge, jou e-posrekeninge, jou digitale geldeenhede soos Bitcoin, krypto. En dan natuurlik ook soos enige webwerwe. So jy moet jouself vandag die vraag vra. As jy nie vandag hierdie is nie, hoe gaan daai digitale aanlyn bates bestuur word? Sure. Hoekom is dit belangrik om te beplan vir 'n digitale nalatenskap? Ja, ek dink sonder 'n plan in plek, jy moet nou net daaraan dink, is dit amper 'n aanlyn teenwoordigheid wat onbepaald aktief gaan bly. En dit kan ook veroorsaak of gevolge hê dat daar ongemagtigde toegang verkry kan word wanneer jy nie meer langer daar is nie. So dis baie belangrik om hierdie sensitiewe inligting absoluut te beskerm. So jy moet daaraan dink, jy het finansiële portefeuilles, korrespondensie, moontlike intellektuele eiendom, en deur dit te beskerm, maak jy egter vir jou 'n plekkie waar iemand nie ongemagtig, jy weet, rekord kan kry tot daai nie. En dan ook, dit bring 'n gemoedsrus vir geliefdes, want dit is 'n emosionele tyd. Nou moet iemand die voetspore probeer volg van iemand om aanlyn intekeninge te kry. Niemand weet om e-posse, jy weet, toegang tot dit te verkry nie. Daar's dalk belangrike inligting ten aansien van besighede, so dis baie belangrik om te beplan vir dit. 'n Mens dink aan die uitdagings dan nou as jou boedel dit moet vervat waarskynlik nie. Want kyk, ek kan nie sê net maar inteken op 'n program wat my rekenaar mee werk en ek het 'n familieplan wat die res van my familie help om toegang met hulle rekenaars te hê. En as ek tot afsterwe kom, moet my boedel tog sekerlik 'n opdrag gee oor hoe daardie inskrywing of daai subscription soos hulle sê bestuur word. Mense dink nie aan sulke goed nie. Absoluut. En dit moet in die boedel vervat word nie. 100%, want die oomblik as jy dit nie doen nie, en dit gebeur baie keer, dan word daai bate egter buite die boedel gelaat. En ek dink dit is iets wat dan heeltemal eintlik vir ewig nie meer daar kan wees vir jou erfgenome nie. Ek meen niemand gaan weet daarvan nie. Jou eksekuteur gaan 'n onbegonne taak hê om 'n rekenkundige berekening van dit te maak. So as iemand nie kan toegang tot dit kry nie, dan gaan dit verlore heeltemal. So jy moet 'n plan skets. Jy moet uiteensit vir jou eksekuteur wat moet plaasvind met daai digitale aanlyn bates, en ek dink dit kom uit om jou wense te weerspieël. En ons is bekommerd altyd daaroor, jy weet, want jy wil nie almal vertrou moontlik om dit ergens te plaas nie, maar daar is maniere, en dit is waar jy maar 'n professionele persoon moet inkry. Op watter wyse beplan ek vir my digitale nalatenskap? Ja, so jy kan begin deur 'n inventaris op te stel van al jou rekeninge, al jou wagwoorde, en dit op een plek te hou, en ook 'n uiteensetting te gee van waar wat is en hoekom dit daar is. En dan daarna kry vir jou eksekuteur wat dit verstaan, wat daai wense gaan verstaan, wat gaan weet hoe om dit saam te vat. Dit moet eintlik iemand wees wat ook half agtergrond sal hê met kripto-aangeleenthede of geleenthede as jy dit so geldeenhede. En ook dat jy vir daai persoon kan skets presies wat moet plaasvind, dokumenteer dit. Maak 'n hele raamwerk en sit dit in een plek van veilige bewaring. En ook 'n ander aspek is, jy kan dit met 'n betroubare individu soos 'n familielid deel. Ons wil nie altyd nie, want ons inligting is privaat, maar dit is belangrik dat iemand weet waartoe om te gaan wanneer jy dalk nie langer meer daar is nie. Ek wil eers begin praat oor bankrekeninge en wanneer jy daaraan mag raak of nie, as dit nie jou bankrekening is nie, en mense wat na hulle afsterwe familielede kry om vinnig geld oor te plaas uit bankrekening uit vir boedeldoeleindes en die wettigheid daarvan al dan nie. Maar nou sit mense ook met kriptobeleggings. Ja. En kyk, mense begin 'n kriptobelegging hoofsaaklik omdat jy nie in die FICA-stelsel betrokke wil raak nie, en omdat jy uit, kan mense maar sê, gereguleerde finansiële sisteme wil uitbly. Ja. Maar hoe maak 'n mens dan nou as jy jou kriptobeleggings in jou boedel moet vervat? Moet 'n mens dit doen? Wat sal jy voorstel wees?
Kyk, onthou die wetgewing rondom hierdie kripto geld ensovoorts en ook online bates is nog besig om heeltemal te ontwikkel. Dit is nog nie vasgestel oral nie. So as jy dit nie gaan dokumenteer nie, dan gaan dit soos wat ek vroeër genoem het, dan gaan dit verlore gaan. Jou eksekuteur moet dit in jou bate of as 'n bate in jou boedel inbring. Indien jy dit nie doen nie, word dit buite dit gelos. So jy kan ook daaraan dink dit het 'n impak want daar is nie regtig verslagdoening tans oor kriptogeleenthede of geldeenhede nie. So op die uiteinde van die dag gaan dit verlore. Jou eksekuteur sal nie daar rekenkundige berekening kan doen nie en dit gaan basies buite jou boedel gelaat word. Waar behoort mense dit aan te teken? Enige kriptobeleggings wat jy het? Ja, so onthou jy met die kripto gebruik jy basies 'n sleutelsisteem. So jy het 'n openbare of 'n publieke sleutelsisteem, maar om verder te gaan met die transaksie is daar 'n private sleutel ook. En sonder daai private sleutel wat slegs die belegger van inligting het, kan niemand eintlik dit verifieer en toegang tot dit kry nie. So daai kodes moet gedokumenteer word. Jy moet dit in 'n testament al is dit 'n addendum is saamvat en skets jou plan, sit jou kodes neer, gee vir jou eksekuteur instruksies van presies wat moet gebeur en plaas dit in veilige bewaring. As so iets in die mense testamente sal dit tog privaat bly sou 'n mens sê, nee, nie waar nie. 100%. So ek dink dit is juist dit. Jy moet iemand professioneel gaan sien, laat jou testament daar opgestel word van dit word in veilige bewaring geplaas. Indien jy dit self gaan doen, is dit 'n dokument wat moontlik by die huis kan rond lê en enigiemand kan toegang tot dit kry. So daarom is daar wyse waarop jy daai inligting kan beskerm en dit is absoluut konfidensieel. Jou testament wat byvoorbeeld by ons in veilige bewaring is, word privaat gehou en niemand kan net toegang tot dit verkry nie. Kim, waarom is dit belangrik om op hoogte te bly van jou digitale doelwitte byvoorbeeld en beheer te neem van jou digitale nalatenskap? Ja, so die wetgewing soos wat ek vroeër genoem het, is nog nie heeltemal ontwikkel op daai basis nie. So onthou, daar's jurisdiksieverskille ook. As jy daar digitale bates in die buiteland het en ook in Suid-Afrika, dan gaan jy ook moet iemand raadpleeg in die buiteland en sodoende ook hierso in Suid-Afrika. Dit is belangrik want daar is egter baie verskille. En die platforms wat dit nou tans bied, reguleer nie al daai nie. So dis regtig belangrik om te verstaan hoe hierdie wetgewing ontwikkel en wat se impak dit sal hê op jou belegging of jou online bates en ook jy weet die gevolge daarvan. Wat 'n paar praktiese wenke kan julle by Snyman die Jager vir mense gee? Goed waarmee julle kan help wat die belegger nie altyd aan dink nie. Ja, ek dink 'n wagwoordbestuurder is eintlik die woord. So wat dit maar net basies beteken is om al jou inligting by een persoon te plaas om dit veilig daar te bewaar. So dit noem ek 'n wagwoordbestuurder, maar dit is 'n professionele persoon. So dis definitief 'n wenk om dit te doen. En ek dink ook jy moet seker maak oor jou sekuriteit, jou toeganklikheid dat dit nie in die hande van iemand val wat nie moet toegang kry tot dit nie. So kom praat met iemand. Jy weet skets die plan, dokumenteer dit en ook baie belangrik soos wat jou rekeninge verander en jou enige geldeenhede verander, moet jy die hele tyd daai plan opdateer ten alle tye. So jy moenie vergeet ek het nou iets nuuts bygekry maar dit nie bygevoeg nie. So dit is regtig belangrik soos om jou testament te hersien. Onthou dit is 'n bate in jou boedel. Dis nou juist wat ek wou vra want ek dink veral aanlyn deesdae wat mense hoor vir sekuriteit om jou wagwoorde so gereeld op te dateer. Ja. So mense moet tog ook net onthou elke keer as ek nou die wagwoord verander, moet ek iemand tog laat weet daarvan. 100%, want ons doen dit en jy moet dit doen. Jy het jou 2-faktor verifikasiesisteme in plek juis vir daai doeleindes en as gevolg van hoe dit daar buite gaan, moet ons sekuriteit opskerp en ons moet ons wagwoorde verander en wysig en opdateer, maar dan moet jy sodoende dit ook maar dokumenteer. Andersins sit jy dalk met 'n ou wagwoord wat gedokumenteer is en niemand het toegang tot dit nie. Ja. En dis nogal belangrik jou dataplanne en dies meer, maar alles op die ou einde binne in 'n ordentlike beplanningssisteem sit. Byvoorbeeld jy sien vir 2-faktor verifikasie doeleindes. Wat gebeur as jou selfoonrekening na jou dood skielik opgeskort word? Ja. Of dis meer dan het 'n mens nie toegang daartoe. 100% en dit als daai vorm deel van hierdie tipe inventaris wat jy moet doen. 'n Mens dink nie altyd aan dit. Ja. Daar's so baie omdat ons in hierdie digitale era is, maar jy moet regtig gaan sit en jy moet dink aan jouself en jou e-posrekeninge. Op die uiteinde van die dag wil jy nie iemand met ongemagtig toegang kry nie, maar tog wanneer jy nie meer langer daar is nie, is die vraag, jy weet, hoe gaan dit dan bestuur word? Moet dit reg bestuur word. Kim, baie dankie. Ek het
moet eerlik mee wees, ek het baie van die goed glad nie oorweeg eers nie. Baie dankie dat jy ons bewus gemaak het daarvan. Ek is nou skoon bekommerd. Dis dan Kim Geldnys van Snyman, die jager-prokureur. Se mense het maar iemand gaan sien wat weet hoe om die besigheid te bestuur en 'n mens die regte advies kan gee sodat jy dit wettiglik kan doen en reg kan doen vir jou nalatenskap. Dis dan Kim Geldnys van Snyman en die jager-prokureur.